strand, warm koffie en die TV aan. Vingers ken die knoppie trippel en sonder twyfel waarheen jy gaan. Almal verdien 'n plek in die son. Almal sing 'n ontbytsake song. Nee, dis toe nie die nuus nie. Dis 'n oorname. Goeiemôre en baie welkom by Ontbytsake. Dis vir my lekker om vandag in beheer te wees van hierdie voortreffelike program. En ek het besluit om iemand te nooi om saam met my die program vandag aan te doen. Niemand anders nie as die bekende ekonoom Dawie Rood. Hallo Dawie. Rian, baie dankie. Baie dankie vir die bekendstelling vanoggend en natuurlik ons gas vanoggend is die wonderlike Rian Kruiwagen. Hy is eintlik ons eie Chuck Norris, die legendariese Rian Kruiwagen. Daar's baie stories oor jou wat jy rond te doen. Een daarvan is dat jy ken die nuus voordat die nuus is, byvoorbeeld. Ja, maar natuurlik, jy moet onthou ek is al baie lank in die bedryf. Jy weet Dawie, die eerste onderhoud wat ek gedoen het was met Moses toe hy deur die Rooi See in Israel getrek. Maar weet jy hoe 'n moeilike onderhoud was dit, want die man het so gestotter. Hy was koud van hy trip deur die Rooi See. Rian, baie welkom hier vanoggend. Dankie Dawie. Ons sal lekker saam met jou kuier. Nou, die groot storie natuurlik is kyk net daar. Kyk net daar. Dit is ons eie lang marathon, lang asem legende en dis natuurlik niemand anders nie as Milan Marie. Milan, ek wil net vir jou sê, ek dink jy het absoluut ongelooflik gedoen. Baie mooi. Sy het natuurlik die otter kaf gedraf by wyse van spreuke en jy lyk vanoggend heeltemal fris ek kan en loop vars eintlik, né? en Ek kan alles. uit die bed uit opstaan, ek kan lekker loop. Hulle sê mos nou 72 ure na so 'n marathon om te herstel en ek is goed geherstel. Ja. Ek het hom kaf gedraf in 10 ure. Ek het myself verbaas. Baie mooi. Ja. En natuurlik baie mooi of baie dankie aan al die ontbytsakers. Ja, ek wil spesiaal vir die ontbytsake mense sê, ek sien dit sommer reg aan die begin, aan die oggend al vroeg toe ek weggespring het, dis al die eerste mense wat op Facebook vra, hoe gaan dit met Milan en ek is baie dankbaar vir julle ondersteuning. Maar nou ja, terug na vandag se program. Carla is nie vandag hier nie, maar in ons fokus kyk ons na Klerksdorp in Noordwes, 'n dorp met 'n ryk geskiedenis en suksesvolle besighede. En oelaatjie. Kyk jy daar is die lipstifie en die haartjies van. Weet elke keer as jy in die oggende kom, daar's altyd iets nuuts aan jou. Ja, my man sê hy weet nooit langs wie word hy wakker. Wow. Ek drink eers my koffie altyd dieselfde of so en ek vra in die oggende. Maar ons drink vandag Spier se Cabernet Sauvignon en ek maak roosterkoeke met druiwekonfyt. Langarm, goeiemôre ook aan jou. David gaan goed. Voel jy nou 'n bietjie onder druk nie? Want joh. Kyk, ek het gedink jy kan 'n program open, maar Ek meen, kyk, dit kyk daar is aan die dan hand. net. Ek meen, mens kan maar net leer by die meester, jy weet. Kan ek Hoor iets jy sê? wag, jy moet my ook sien, hoe maak ek hom toe? David, ek het vir die is in die moeilikheid. Hoorie, kan jy my 'n kansie gaan? Ek wil vir Milan ietsie gee. Ek het nou gedink sy het so goed gedoen en ek sien op haar foto so geblir en ek het nou gedink Suid-Afrika het nou nie regtig Oscars of so nie, maar ek dink sy verdien 'n klein Oscartjie. Milan. En ek moet een ding sê, ek het vergeet, nie vergeet hierdie week het 'n bietjie vinnig verbygegaan om die plaatjie op te sit, maar ek het gedink om op te sit nommer 1 otter trotter. Maar so hierso van ons ontbytsake span af baie geluk. Jy's regtig 'n inspirasie vir almal. Ag, jene, baie dankie. Vir my ma en my pa. Wel, ek het nou skoon, jy weet, 'n bietjie aangeklam. Dit is skoon bewoon namens jou. Right. Maar kom ons vind eers ou uit, lyk by 'n vol program wat alles oor die weer inhou en niemand beter natuurlik as Jan Harm om ons te vertel nie. As jy met jou onderneming op ontbytsake kom spog, gebeur twee dinge. Dis baie goeie blootstelling en jy kry outomaties BEE punte vir jou onderneming se sertifikasie, want ontbytsake is 'n graad 3 BEE gesertifiseerde besigheid. Merkwaardig, né? Nee? So moenie tot op die laaste wag nie. Kontak ons. G-Connect in-flight Wi-Fi nou beskikbaar op alle Mango vlugte. G-Connect, meer as net breëband. Ja, dis nie net Milan wat aan die gang is nie, ook in die weer is dinge aan die gang. Die afgelope week was dinge lekker onstuimig. Ons weet van die oorstromings wat in die Oos-Kaap voorgekom het. Oor die volgende paar dae lyk dinge nog steeds interessant. In ons satellietfoto kan ons sien hier's hierdie onstuimigheid in die lug oor die Wes-Kaap. Dis 'n bolig-trogstelsel wat in beweeg het. Reeds heelwat reën wat in hierdie streek voorgekom het en oor die volgende paar dae
gaan ons nog goeie neerslag ook kry as gevolg van hierdie stelsel. Nou ja, kom ons kyk na daai kaarte vir hierdie naweek. Die boligtrog beweeg in oor die sentrale gedeeltes van die land, wyd verspreide reënneerslae hierdie naweek. Jy kan sien hierdie ligte blou area oor die volgende paar dae. Dis waar ons die grootste neerslae verwag. Meer as 50 mm reën wat binne 24 uur kan voorkom oor hierdie streke. Ons weet daar was reeds baie reënval, so wees maar asseblief versigtig oor hierdie streke. In die noordooste ook 'n goeie kans vir wyd verspreide donderbuie om voor te kom oor die volgende 48 uur oor groot gedeeltes van die binneland. Teen Maandag is daai trokstelsel nog steeds teenwoordig oor die suidelike gedeeltes van die land. Ook 'n koue front wat inskuif. Dis 'n goeie kans vir reënneerslae langs die suid- en suidooskus. Nog steeds daai kanse vir donderbuie oor die noordoostelike gedeeltes van die land. Ook teen Dinsdag met die boligtrokstelsel wat verswak en oor hierdie streke inbeweeg. 'n Tweede stelsel wat ontwikkel langs die Suidwes-Kaap, so nog steeds 'n kans vir reënbuie langs die Suidwes en Suidkus. Hierdie trokstelsel gaan teen Woensdag ooswaarts beweeg. Dit gaan verswak, maar saam met 'n koue front wat inspoel vanuit die noordooste is daar 'n goeie kans vir reënneerslae oor die noordoostelike binneland. Teen Donderdag lyk dit of dinge sal kalmeer. Ons het 'n aflandige lugvloei wat gaan heers eers langs die suidoos en dan langs die ooskus. Dis hoë temperature oor hierdie streke, veral dan oor die Laagveld, ook die brandgevaar wat baie hoog gaan wees. Teen die einde van die week 'n volgende koue front wat inspoel vanuit die weste uit. Dis weer eens 'n kans vir reënbuie langs die suidwes en suidkus. Lyk maar soos 'n lekker nat week wat voorlê. Nou is dit Dawie met die ekonomiese sake. Hi. Ek hoor sommige dienverskaffers skroef hulle kliënte. Ons Uncapped is genoeg. Uncapped internet vanaf R99 insluitend in-flight wifi op alle Mango vlugte. Besoek G-Connect vir jou breëband internetkeuse. Geen los skroewe nie. Wel, ons ekonomie ervaar ons allerhande probleme en stakings so in die ekonomie en die president het gereken om met 'n paar rolspelers te vergader en hier teen Donderdag het hulle 'n persverklaring uitgereik en daar staan natuurlik hele spulgoeders in persverklaring niks oorspronkliks nie. Die gewone ou storie. Daar's een ding wat die president egter genoem het wat ek dink mense nogal 'n bietjie nader na kan kyk en dit is dat hy wil salarisse of hy het voorgestel dat bestuurende direkteure en uitvoerende direkteure en senior bestuurders se salarisse gevries moet word vir die volgende 12 maande. Nou die kort reaksie daarop is, dis 'n lawwe idee. En kom ek gee vir julle 'n paar redes hoekom dit 'n lawwe idee is. Een daarvan is dat die president se eie salaris is onlangs sommer lekker skerp verhoog. So hy kry salarisverhogings, maar die ander kan nie. Behalwe dit spandeer hy 250 miljoen rand op sy huis en hy wil hê ons moet ons salarisse beperk byvoorbeeld. Staatsamptenare, se salarisse is oor die algemeen 35% hoër as die privaat sektor. So as die president iets wil doen, verminder staatsamptenare se salarisse met ongeveer 1/3. Laat hulle ten minste in lyn kom met die privaat sektor. Byvoorbeeld, onthou nou, as jy salarisse, die rede hoekom sekere mense in land hoë salarisse verdien, is omdat hulle sekere vaardighede het wat ons nie, of wat skaars is in die land. Wat ons nodig het om te doen, is om daai skaars vaardighede se salarisse eintlik te verhoog, sodat ons meer van hierdie skaars vaardighede in Suid-Afrika kan kry. Hierdie mense dra by tot die Suid-Afrikaanse ekonomie, maar die ergste van alles is, as ons op 'n of ander manier hierdie mense se salarisse kan vaspen en hulle kry vir 'n jaar lank kry hulle nou nie addisionele salarisverhogings nie. Weet julle hoe groot impak gaan dit hê op die minister van Finansies? Want die minister van Finansies se meeste inkomstebelasting kom reeds uit daardie middelhoër inkomste verdieners vandaan. So ek is bevrees meneer die president, as ons hierdie salarisse vaspen van hierdie mense, dan gaan dit beteken die minister van Finansies gaan nie genoeg inkomste kry nie. Wat beteken? Maatskappye gaan meer geld maak en daai nare aaklige kapitaliste gaan dit kry by wyse van dividende. Die laaste punt is, salarisvasstelling is niks anders dan die vaststelling van pryse nie. Dit ondermyn die ekonomie. Wat help dit tog? Terug aan Jan Arm, met die nuus vir die boere. Vet Budgie rol groot uit. Jou vet kans om telekomrekeninge se vlerke te knip. Ontbytsake landbounuus aan u gebring deur Veeplaas. Kry jou uitgawe vandag nog by jou naaste kleinhandelaar. Dawie klink vir my raad op. Oor na die landbounuus is nie Dawie wat vir ons nie, ook die invoerders van suiwel vir ons. Ons kyk ook na eenvormige standaarde vir vrugtebedryf, wolprys styg steeds en topgraanprodusente aangewys.
Suiwel-invoerders staar ernstige probleme in die gesig met die rand wat aanhou verswak in vergelyking met ander geldeenhede. Internasionale suiwelpryse het boonop ook met tussen 8 en 18% gestyg en invoerders moet nou meer vir produkte betaal. Vrugte Suid-Afrika het 'n etiese standaard en auditproses vir die bedryf aangekondig. Die volhoubaarheidsinisiatief is geskoei op Suid-Afrikaanse wetgewing en geniet internasionale erkenning. Die wolprys het die week skerp gestyg. Die Cape Wool's Merino aanwyser het met 4,5% toegeneem om op R101,19 te sluit. 'n Totale styging van byna 15% is waargeneem sedert die opening van die huidige wolseisoen. Vanjaar se Graan SA Syngenta kommersiële graanprodusent van die jaar is Jilly Skeepers van Voorriesburg. Die ontwikkelende graanprodusent van die jaar is Israel Noslabane van Wesselsbron. Professor Mareike Labeskagni van die Universiteit van die Vrystaat is aangewys as graanwetenskaplike van die jaar. Ja, Tim is vandag nie hier nie, maar Waldemar Pelser van Rapport is hier om met Dawie oor die nuus van die week te gesels. Ontbytsake landbounuus aan u gebring deur Veeplaas. Kry jou uitgawe vandag nog by jou naaste kleinhandelaar. Dawnwing. Quick, smart, reliable. En hier is hy, Waldemar Pelser, hy is net hier van Rapport. Waldemar, goeiemôre en baie welkom. Hallo Dawie. Ek het nou so 'n bietjie afgegaan oor daai verklaring van die president, maar dit lyk vir my asof ek nie alleen is, daar's 'n hele klompie mense wat redelik ongelukkig is oor die verloop van sake in Suid-Afrika, maar iets waaroor ek baie bekommerd is wat jy nou net vir my genoem het, is die Economist, dis daardie gesaghebende tydskrif. Ja, so een van die wêreld se top nuustydskrifte sê die week op hulle voorblad reg oor die wêreld, cry the beloved country, South Africa's sad decline. Nou, mens kan sommer reeds hoor in die gange van die regering, mense sê, ag, dis hier die buitelandse joernaliste wat hiernatoe kom en onnodig krities is. Maar dit is eintlik 'n ekho van kritiek wat reeds binne Suid-Afrika uitgespreek is, dat ons die pad 'n bietjie byster geraak het. Hulle sê net in kort dat Afrika jare gelede het hulle gesê Africa is the hopeless continent. Hulle het baie kritiek daarvoor gekry. Nou gaan dit met ander Afrika lande soos Rwanda, teen wie se insluiting op die Veiligheidsraad ons die week gestem het, baie beter as met ons, en ons is besig om ons glans te verloor. En dit het natuurlik saamgeval met Russell Loubser, voormalig van JSE, ons kritiek, baie skerp teen Malema en Zuma en die hele regerende alliansie. So ek dink dit ekho wat baie Suid-Afrikaners reeds voel. Ongeag wat mense sê oor die Economist, baie mense lees dit, miljoene mense lees dit, en dis nie, jy weet, dis beleidsmakers en besluitnemers en so wat dit lees. So dit gaan ons skade doen hier weke na Standard & Poor's en Moody's se afgradering. So dis nie goed vir ons nie. Ander nuus wat groot is vir die week? Wel, daar was weer berigte die week van 'n moontlike oppositiekoalisie. Daar's maar altyd sulke gerugte oor of Lekota en Mulder en Zille en so ons sal kan saamwerk. Pieter Mulder het vir ons die week gesê in 'n onderhoud wat ons môre publiseer, dat Zille kom nie na die vergaderings toe wat gereël word tussen Lekota en hom by die nuwe oppositiebeweging nie. Maar ek dink almal stem saam dat daar ruimte is na 2014 se kant toe om die vlak van samewerking op te stoot. En ek het nogal vermoed dit gaan gebeur, maar dit weet politici. Ek weet nie wat gemoed hulle aan nie. Jy weet die een wys altyd hulle kan nie saamwerk. Ja, ek dink almal, jy weet ons is in 'n land waar jy weet jy veg ook vir 'n posisie, jy wil weet dat jy 'n plek gaan hê in die koalisie. En tog, lyk dit baie onwaarskynlik dat ons van president Zuma ontslaag gaan raak, selfs voor 2019. As mens nou kyk, hy is nog net vir 3 jaar in bewind. Dit lyk baie goed vir hom vir Mangaung, so dit vat ons tot by 2017 se ANC-konferensie. Dis nog 5 jaar. En dis nie eers seker dat hy daar gaan verwyder word nie. So dan daar's die kans dat hy tot 2019 wat nog 7 jaar van nou af is aan bewind gaan wees, behalwe as die hofsaak oor korrupsie dalk terug gaan hof toe en hy uitgeknikker word. Maar die Zuma jare lê eintlik nog voor. Die Zuma jare lê eintlik nog voor vir ons. Waldemar Pelser van Rapport, baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. Daar het julle dit nou. Die Zuma jare lyk dit my lê nog voor. Oor na Willem, miskien net 'n goeie punt wat ek wil maak, Waldemar. Een ding wat goed is oor Suid-Afrika, ons kritiseer verskriklik en ons kan. En ons word toegelaat om te doen. Dis ten minste 'n goeie ding. Oor na Willem Beson van die Vision Advice en dan is dit weer langarm se beurt met 'n bietjie sport. Ontbytsake se span vlieg met Mango. Easy on the pocket, easy on you.
Môre. Ons gesels die afgelope 2 weke al oor Oktober maand, wat kankerbewusmakingsmaand is. 'n Maand met soveel statistieke. Het julle geweet? 53% van die gevreesde siekte-eise in Suid-Afrika is kankereise. Die meeste kankereise kom voor tussen die ouderdom van 41 en 60. Dis nie ou mense wat hierdie siekte kry nie. Interessant. Meer as 160.000 kinders word jaarliks gediagnoseer met die een of ander vorm van kanker. En verlede week het ons gepraat oor hierdie ou tafeltjie met sy 4 pote. En dat een van hierdie pote natuurlik finansiële onafhanklikheid is. 'n Noodsaaklikheid by die diagnose van kanker. En natuurlik, as 'n ou gaan kyk na finansiële onafhanklikheid, kry jy deur middel van een of ander vorm van 'n gevreesde siektepolis, oftewel traumaversekering. Maar die groot vraag en die dilemma is, wanneer betaal hierdie kankerpolisse uit? Nou mense, die polemiek het al begin in die eerste hartoortplanting in 1967, toe professor Chris Barnard daai hart uitgehaal het, en ek weet hy het hom langs dit neergesit, en hy het 'n nuwe hart gevat, en hy het hom weer teruggesit in hierdie pasiënt. En toe word die vraag gevra, maar wanneer is 'n mens nou dood? En die BBC het gekom, en hulle het 'n onderhoud gaan voer met professor Chris Barnard, en hy het gesê, in sy beste Beaufort Wes Engels, toe hulle hom vra, but doctor, when is a person dead? To say, a person is dead when his doctor says he's dead. Nou die vraag word weer gevra, nou wanneer het jy kanker? Nou mense, jy het kanker, when your doctor says you've got cancer. En maak seker, jy verstaan die polisse, en dat jou polis gaan uitbetaal. Vra vir 'n tweede opinie, laat 'n kundige jou verduidelik wat die verskillende definisies beteken, en maak seker, die polis betaal uit, as jou dokter sê, die polis moet uitbetaal. En dan, sien ek jou vir die boom. RSA Search Engine, the best business search engine in South Africa. Goeiemôre aan al die ontbytsake sportliefhebbers daar buite. Hoeveel keer hoor mens nie dat sport en politiek nie goeie bedmaats is nie, maar ek is bevrees dat die twee nou maar eens en vir altyd hand aan hand gaan. Kyk maar net wat tans oral staan aan die gang is. In fietsry is die wêreld aan die gons oor Lance Armstrong, wat blykbaar 'n amperse steroïde maffia-baas was in die manier wat hy verbode middels en sy spanmaats gebruik het om daai geel truitjie te bekom. Dit is werklik jammer dat iemand wat so groot ambassadeur is vir die veg teen kanker, nou amper geen verweer het teen die beskuldigings teen hom nie. In cricket is ou swartskaap Kevin Pietersen nou weer deel van die Pomme se span, na hy onvoorwaardelik jammer gesê het vir al sy kattekwaad tydens die toetsreeks teen die Proteas. Dis nou nadat die ou bleeksiele eers die Suid-Afrikaanse cricketspan die skuld wou gee vir Kypie se onvleiende SMS'e oor hul nou uitgetrede kaptein Andrew Strauss. Miskien is dit hulle verdiende loon vir al die gekamoufleerde SA-spelers wat hulle in hulle span het. En in rugby is dit 'n week van relegasie en konsternasie. Die Springbok-spelers kry net nie rus nie en moet nou al provinsies uithelp in die uitspelrondes van die Currie-beker, terwyl die Cheetahs veg vir oorlewing teen die Kings. 'n Groot aantal leeuspelers se strepe is volgende jaar blou, terwyl 'n mens amper 'n wêreldbekerspan bymekaar kan sit met al die gekrokte spelers van 'n rugby-seisoen wat langer is as die Tour de France vir 'n fietsryer wat nie vol steroïdes gepomp is nie. Maar nou ja, tussendeur al die politiek bly ons lief vir sport en is daar daarom genoeg inspirerende sportmanne en vroue wat opmaak vir al die ander strooi. En dan is daar natuurlik ook 'n paar ligter oomblikke wat sorg vir 'n glimlag of twee. Met die jaar wat stadig einde se kant toe staan, wil ek so dan en wan 'n kykie teruggee na oomblikke wat die maagspiere so effe gekiel het in 2012. Soos in die geval van die Australiese cricketkommentator Ian Healy en sy glipsie op regstreekse TV voor so 60,000 mense by die MCG. What about our Segway cameraman? We had a little mishap. There he is, there's Joe. The helmet's there. Look out, Joe. Oh no, no Joe. Can't bat, can't bowl, can't Segway. Heels is quite keen to take the mickey out of you, but we better see if he can ride this wagon. Can I ride it this way? This is unrehearsed, folks. You know, when I'm on the field, there's nothing around. We'll let Healy take us to the break because Joey, we're... Hey, the ground's soft. That really happened. That really happened. Replace all divots. Lewendige TV bly maar bogger. Nou is dit oor na Oela.
Westphalia. Ervaar al die beskikbare geure van La Avocado-olies, knoffel, suurlemoen, russie, basiliekruid en meer. Vandag se wyn is die Spier Wynplaas se Cabernet Sauvignon. En die persoonlikheid van hierdie wyn is dat hy groot is en liefdevol is en kompleks is. En dit is 'n wyn wat daarvan hou om saam met vriende by die braai te kuier. En dit is 'n pasmaat vir ryk vleisdisse, vir pasta en vir sterk kaase. So ek het besluit op Gruyère kaas en wat ek daarmee gaan bedien is roosterkoeke. Nou dis maar net 'n gewone deeg wat ek gemaak het. Dit is helfte broodmeel en helfte koekmeel. Ek sal die resep op die webwerf sit, maar wag maar net tot so Dinsdag soos ek altyd sê, want ek doen mos maar dinge op my eie tyd. So teen Dinsdag sal ek bykom, as ek dit vir julle opsit. Maar dit is 'n baie maklike resep en dit werk soos 'n bom. En dan kan jy enigiets insit. Wat ek vandag gaan insit is 'n bietjie swart peper. En ek gaan rooi sultanas insit net vir iets soet saam met die kaas. En ek gaan nou ook vir julle wys hoe om 'n vinnige konfyt te maak. Maar jy kan biltong insit en jy kan oorskiet braaivleisstukkies insit of jy kan kruie insit of jy kan vir ontbyt kan jy selfs spek insit en dit saam met eier bedien. So dit is iets wat jy regtig baie lekker kan maak en jou kinders leer om hulle eie broodjies te maak en op die vuur te gaan sit. Maar ek het nie vandag gevuur nie, maar dit is geen rede om dit nie te maak nie. Jy kan dit ook in 'n pan sit en mens braai dit droog. So oor 'n lae hitte, baie stadig, baie liefde en dit gaan absoluut heerlik wees, veral saam met hierdie spier en saam met die Gruyère kaas. Maar ons luister nou eers 'n bietjie na die musiek van Andre en James en dan gesels Milan met Rian Kruiwagen. Escort, life's delicious. Die Spier Cabernet Sauvignon, heerlik saam met ryk rooi vleisgeregte en belee kase. Liefde kom, liefde gaan, dis 'n blywende sirkel wat ons nie verstaan. Jare kom, jare gaan, my liefde vir jou sal nooit vergaan. Ek is lief vir die wêreld, ek is lief vir die wind, want my ware liefde het ek reeds gevind. Ek is lief vir die wêreld, ek is lief vir die wind, want ons troue liefde sal ons altyd bind. Jare kom, jare gaan. Sy kleinseun het gesê, "Oupa, hoekom skryf jy 'n boek? Hoekom gaan koop jy nie net een nie?" Maar ons is baie dankbaar dat Rian Kruiwagen sy boek geskryf het, Wat's Nuus. Baie welkom weer eens by Ontbytsakke en dankie dat jy die staaltjies neergepen het. Dankie Milan. Weet jy, ek het nooit beplan om dit te doen nie. My vriende en kollegas en mense wat na my staaltjies oor die ou uitsaai dae geluister het vir my gesê, maar dit moet eintlik te boek gestel word. Skryf daaroor. En nou ja, toe skryf ek maar daaroor. Ja. Baie van ons wat die kans kry om die televisieprogram The Newsroom te sien, kry 'n kykie van wat gebeur as 'n mens nou so 'n nuusprogram saamstel. Is dit ook wat jou boek doen? Gee dit ons daai kykie agter die skerms? In 'n sekere mate, ek het nou nog nie Newsroom gesien nie. Ek het eenvoudig nie tyd om in die aande televisie te kyk nie, want ek werk sien. Ek help om die land se ekonomie aan die gang te hou. Ja. Maar ek gee daarom vir mense daar so 'n kykie agter die skerms dat hulle kan sien hoe word 'n nuusbulletin saamgestel, dat ek nie gaan vir grimering nie, maar vir duikklopwerk en daai soort ding en hoe lank ek voor die tyd in die nuuskantoor aanmeld en wat my rol daar is en so aan. En natuurlik ook haal ek aan uit die pioniersdae van televisie in Suid-Afrika waarvan ek seker nog die enigste oorlewende is wat in die bedryf is. Ja. 7000, amper 7000 of meer as 7000 nuus, hoe sal mens dit stel? Nuusuitsendings in jou lewe.
Is dit moontlik dat daarvan hulle vir jou uitstaan? Of is dit net die wat jy groot foute gemaak het of groot Ek wil nou nie groot lapse roerig gehad het? klink nie, maar daar was nie groot foute wat my nou sal bybly en slapelose nagte aan my sal besorg nie. Maar ek sê altyd vir mense, elke nuusbulletin het hoogtepunte, want geen 2 nuusdae na mekaar is dieselfde nie. Maar as ek nou so terugdink van die begin daar van televisie, as ek dink hoe ek berig het oor die tot dusver grootste lugramp in die geskiedenis, ek dink dit was in 1977 toe die 2 vliegtuie van KLM en Pan Am op Tenerife op die Kanariese eilande aan mekaar vasgevlieg het en ek dink meer as 600 mense dood is. As 'n mens dink aan die dramatiese aankondiging van F.W. de Klerk op 2 Februarie 1990 in die parlement oor die wettiging van verbode politieke organisasies, die vrylating van politieke gevangenes, toe ek geweet het dat ons land se geskiedenis onherroepelik gaan verander. Dit was baie dramaties en dit bly my by. As mens dink aan die sittings van die Waarheid en Versoeningskommissie en die dramatiese getuienis wat daar na vore gekom het. As jy dink aan die groot lewensverlies met die tsunami in Suidoos-Asië. As jy dink aan die terreuraanval op die Verenigde State, jy weet. Dis alles dinge wat 'n mens bybly wat jou nie kan koud laat nie, maar ek wil in dieselfde asem sê dat ek net so geraak word deur menslike leed, jy weet, armoede, hongersnood, verkrachting, moord op individue in ons eie land. Dit raak my net so soos die groot wêreld gebeur. Hoe verskil die opleiding van nuuslesers nou teenoor toe? Want ek weet jy skryf hier veral in hierdie hoofstuk Oepse Daisy, dat jy ook maar oor die vingers getik is oor sinskonstruksie en die uitspraak van woorde. En ek wil daar sommer baie mense, ek ingesluit, wat deesdae op televisie praat, wat nie eintlik mooi praat, of goed praat, of korrek praat nie. Dis nie ek wat so sê nie, jy sê dit. Ek sê dit. Maar ons het in die begin daar van televisie baie streng op ons taalgebruik gelet, om die eenvoudige rede dat die SAIK toe nog 'n komitee vir taaladvies gehad het en 'n taaladviseur, ook Afrikaanse taaladviseur, nog in die persoon van Dr. Anton Prinsloo. En dit was net by ons ingeburger dat 'n mens moet let op jou taal, dat jy plek en persoonsname korrek moet uitspreek, dat jy korrekte klemplasing op woorde moet hê. Ek kry die indruk dat dit deesdae 'n bietjie minder formeel is, miskien ten goeie, soms is dit nie goed nie. Ek glo dat 'n mens nog steeds 'n poging moet aanwend om mense se vanne korrek uit te spreek, want jou naam en jou van is tog jou persoonlikste besitting. En dit is vir my 'n teken van respek as jy moeite doen om iemand se naam en van korrek uit te spreek. Maar of daar nog soveel klem daarop geplaas word in die moderne bedeling, sou ek nie kon sê. Nee, ek tik sommer myself daaroor die vingers, kyk, die ontbytsake kykers tik my baie oor die vingers daaroor. Ons gesels baie lekker, ons gaan net verder gesels. Maar nou is dit eers Jan Harm wat uitvind by Pieter de Waal waar sy volgende ontbytsake fokus is en dan gesels ons verder. Batteleer is 'n unieke landgoed in die Laagveldse natuurskoon. As jy 50 plus is en op soek is na 'n leefstyl landgoed waar jy vir die res van jou lewe kan woon, is dit net die plek. Batteleer is 'n 200 hektaar landgoed met 'n verskeidenheid verblyfopsies, enkeltitelhuise, deeltitel woonstelle, asook die gemoedsrus van versorgde aftreefasiliteite indien jy dit later sou benodig. Die natuurskoon in hierdie area is wêreldberoemd en die gevoel van oopte en rustigheid verleen aan hierdie landgoed 'n ontspanne atmosfeer. Gelukkige inwoners het reeds hier ingetrek en verdere eenhede word tans ontwikkel. Die Batteleer landgoed spog ook met pragtige damme, wandelpaaie en fietsryroetes wat 'n aktiewe leefstyl help aanmoedig. Inwoners kan die buitelug met vrymoedigheid geniet binne die veilige grense van die landgoed. Kies Batteleer landgoed en besoek hulle stalletjie by die Aftree Expo 26 tot 28 Oktober by die Coca-Cola Dome in North Riding, Johannesburg. SMS Batteleer na 33600 vir meer inligting. Die ontbytsake wiele word geborg deur Equestra Flexi Logistics. Ontbytsaak is 'n senior bemarker Pieter de Waal kuier vanoggend by ons. Baie welkom Pieter. Goeiemôre Jan Harm. Jy is verantwoordelik vir 'n klomp van hierdie lekker fokusse wat ons doen op die program. Vertel vir ons, waar is ons volgende fokus?
Die 16de Februarie gaan ons 'n bietjie kuier in die Ekurhuleni omgewing, eintlik meer spesifiek sentraal, met ander woorde Boksburg. Gaan ons daai omgewing 'n bietjie 'n kuierprogram uitsaai. En binne die volgende 2 weke gaan ek in die omgewing werk en 'n bietjie kyk wat gaan daar aan, soos hulle in Engels sê, wie is die movers en die shakers in die groot besighede en dies meer. So dis 'n goeie geleentheid dan vir die Ekurhuleni omgewing om ook 'n bietjie blootstelling te neem in hierdie program. So hulle kan my gerus kontak. Jou besonderhede is op die skerm. Jy praat nou reeds van 2013, so julle is aan die gang met volgende jaar se beplanning. Ja, ons is al redelik ver beplan. Trouwens, die hele jaar is al eintlik redelik goed uiteengesit. Nou gee ons 'n bietjie net 'n kykie na wat ons kan verwag volgende jaar as dit kom by die fokusse. Ons gaan weer eens 'n nadat ons in die Boksburg omgewing is, gaan ons daar by Kempton Park wil ons ook graag 'n draai gaan maak. Midrand sal ook aan die beurt kom. Ons wil graag 'n kuier program oor Irene omgewing uitsaai, pragtige plek. Kalinin behoort ook aan die beurt te kom en diegene wat weet waar's die Groen Kalahari Gordonia omgewing wil ons ook graag vir die mense wys. Ons wil baie graag in volgende jaar wil ons 'n draai in Namibië ook gaan maak en dan in Kraddock sal ook aan die beurt kom en Parys en omgewing. So kan ek maar 'n paar dit klink baie interessant. Baie dankie dat jy vir ons dit kom deel het. Mense in Boksburg, kontak gerus vir Pieter, soos wat hulle sê, enige tyd van die dag of laat in die aand. Maar net hierna kyk ons na die ontbytsake kalender. Hoe meer mense weet van jou onderneming, hoe beter is die kans dat jou besigheid sal groei, nie waar nie? En blootstelling is beskikbaar, net hier op Ontbytsake. Dis maklik, dis vinnig en ons staan jou by deur die hele proses. Cheap. Besighede wat nie op RSA Search adverteer nie, mis uit op miljoene hits. So kry nou jou eie RSA Search ontwikkelde webblad. Jy kan self jou webblad enige tyd gratis verander, soos jou fotogalery, events, specials, maps, PDF-dokumente, as ook jou 16,000 karakter besigheidsbeskrywings. Mense, rsasearch.co.za is die beste. Kaleidoskoop Kersmark word gehou van 29 Oktober tot 3 November by die Doxadeya Noordcampus Auditorium, reg navraag aan Annel. En nog 'n Kersmark word gehou van 31 Oktober tot 3 November by die NG Kerk Wolmaranstad. Skakel die Lana vir besonderhede. Die kroning van mevrou Sewes 2012 vind plaas op 1 November by die Rio Casino se Barnyard. Die kontakpersoon is Shirley. En ons hou ook 'n Kersmark op 1 November by die Canamore skool in Esterpark. Skakel die skool vir navraag. 'n Liedjiefees word gehou op 2 November by Laerskool Tosca noord van Vryburg. Vir inligting bel vir Janine. Die Kraanskop Pronkfees vind plaas op 2 en 3 November in Nylstroom. Die kontakpersoon is Louisa. Die Shimlas Rugby Club in die Vrystaat vier hulle eeufees van 2 tot 4 November. Kontak aansoek vir navraag. Hoërskool Volksrus hou matriekreünie vir hulle klas van 1972 op 17 November. As jy een van hulle is, skakel vir Johan. Daar sal ook Hoërskool Pretoria Noord se reünie vir sy matrieks van 1973 op 23 Maart. En as jy dit wil bywoon, bel vir Pieter. En laasens is ook die matriekreünie van Hoërskool Frikkie Meyer vir hulle klas van 1963. Dit sal in Mei volgende jaar in Tabazimbi plaasvind. Ja, ek graag wil. Sommige van julle het seker nou al gehoor van die nuwe nuusprogram Dagbreek wat van November af op Kyknet op weeksoggende uitgesaai word. Maar moenie bekommerd wees nie, ontbytsake gaan nêrens nie. Ons heruitsendingstye gaan net 'n bietjie verander. En miskien pas daai nuwe tye jou nou beter. Maar ons sal seker maak dat julle betyds weet wanneer ontbytsake heruitgesaai word van November af. So, het ons daarom nog 'n job ek nie. Ja, net hoor. Saterdag, ons is hier Saterdagoggende, is ons nog hier. So met julle nie bekom nie, Saterdagoggende is ons die gewone tyd nog steeds op die gewone plek en die gewone mense met die gewone die mekaar speel en alles wat daarmee. Niks gaan Okay, nou is dit tyd vir die boeke fokus. Dis amper Desember en dit beteken vir die meeste mense vakansietyd. En as jy nog wonder waar jy hierdie jaar wil gaan ontspan, gaan kyk dadelik op die Ontbytsake webwerf se vakansiebeplanningsblad, want daar is 'n maksimum van 12 plekke onder elke provinsie gelys. Selfs meer belangrik, as jy die eienaar van 'n wildsplaas, vakansieoord of gastehuis is, maak seker jou plek is een van die 12 wat onder jou provinsie gelys is. Kontak die aanlyn span vandag nog.
Lees en geniet word aangebied deur Takealot.com. Kry die grootste verskeidenheid van boeke, asook elektronika, sportgoed en meer by Takealot.com. Veilige aanlyn aankope. Dis boeketyd en vandag het ek hierdie boek Purper en Kaneel, Komyn en Smarag. Die kleurvolle lewe van Hannetjie de Klerk, geskryf deur Johanna Skeepers. In hierdie boek is daar die mooiste foto's van Hannetjie se skilderye. Kyk net hier. Met die teks van Rihanna wat aansluit by die mystieke kleure en die ontwykende geheimenisse van vroue. Die bekendstelling van hierdie boek vind plaas op 28 Oktober by die Riebeek Valley Hotel in Riebeek Wes en dit sal gepaard gaan met 'n kunsuitstalling van Hannetjie. Dit beloof om 'n heerlike dag te wees. Purper en kaneel, magies. Klink goed uit jou bek. Dan het ek die boek God, gesprekke oor die oorsprong en uiteinde van alles, waarin bekende Suid-Afrikaners, 12 gelowiges en 12 ongelowiges die diepste vrae van die mense bestaan met openhartigheid beantwoord. By van die ongelowiges is daar tog partykeer vonke van geloof en by van die gelowiges skadu's van twyfel. Die twee samestellers is wetenskapsjoernalis George Claassen en oud-president Fritz Gaum en hul indringende vrae word reguit en eerlik deur die bydraers beantwoord en dit bring vars perspektiewe tot die godsdienstdebat. Net hierna, ja? Dit is nie die oud-president nie, maar dit is 'n oud-predikant. Okay, ek wou sê ek het nie daai ene geken nie. Fritz Gaum was nooit president. Die oud-predikant. Net die naam maak ons verlede week se wenners bekend. Ek is so bly vir grimering dat julle nie kan sien hoe rooi ek nou is. It's okay. Surprise! You said you loved the more. Here she is, bruh. The more? I said I loved the more. Seriously. Shopping's moved on. Online. Get the best sports gear, electronics, baby goods, books, home and kitchen appliances, toys, movies, music, games, and more at Takealot.com. Safe, secure, online shopping. Don't worry. You're still getting paid. En verlede week het ons daar 'n lekker groot Karoo kombuisboeke weggegee en die mense wat elkeen so een kry is Rika van Sail, Annelie de Jager, Ena Boshoff, Jaco Steyn en Ronel van Tonder. En later gee ons ook van Reen se autobiografie weg en onthou volgende week kondig ons die nuwe fotokompetisie saam met Canon aan. So begin so lank nuwe batterye te koop vir die kameras en stoffiekameras af, maar dit gaan weer vir jou 'n geleentheid wees om daardie wonderlike groot pryse van Canon te wen. Dit is een van my hoogtepunte van die jaar. Die volgende gesels Milan met een Fannin van 'n Diabetic Plus. Pryse word afgelewer met die komplimente van Don Weng. Baie mense span deesdae GPS se opsporingstegnologie in, maar die slim tegnologie het nou nog vernuftiger geword. Die splinternuwe Apollo Tracker is kleiner as 'n pakkie sigarette en hoef nie deur 'n gekwalifiseerde persoon geïnstalleer te word nie. Die mobiele toestel kan oral gebruik word. Sit dit in jou motor, dit pas ook gerieflik in jou handsak, jou skootrekenaarsak of jou kind se skooltas. Geen verbinding met enige bedrading is nodig nie. Die slim toestel kan nie maklik opgespoor word nie, maar as jy wil weet waar jou Apollo Tracker is, stuur 'n eenvoudige SMS en die Apollo stuur vir jou die adres en presiese GPS-koördinate terug. Die Apollo Tracker se battery hou tot 2 maande en kan in jou voertuig gelaai word via jou rekenaar se USB-poort of enige Nokia, BlackBerry of Samsung selfoonbatterylaaier. Daar's geen maandelikse subskripsie nie, net 'n jaarlikse datafooi. Apollo Tracker. Van nou af hoef jy nooit meer te wonder nie. Weet altyd waar jou kosbaarste besittings is. Die koste is net R1499. Bepalings en voorwaardes geld. Rian Kruiwagen het nou net vir ons geleer dat ons name reg moet uitspreek en toe doen Dawie dit nie. Ian Fannin is hier by ons by die ateljee, die bestuurende direkteur van Diabetic Plus. Baie welkom by ons. Dankie Milan. Diabetic Plus, ek sien die produkte staan hier voor ons. Wat is dit? Dis 'n reeks produkte wat gemaak was spesifiek om die lewe van 'n mens met diabetes makliker te maak. Ja, dis. Wat is die verskillende produkte wat julle het? Ons het drie produkte. Die eerste is 'n heerlike meal replacement shake, Large GI, wat in 4 heerlike geure beskikbaar is: chocolate, vanille, strawberry en koffie latte.
Dan het ons 2 reekse kapsule, as 'n multivitamin en 'n lifestyle balance kompleks. Waar is hierdie produkte beskikbaar? Dis beskikbaar in al die Pick n Pay pharmacies, in verskillende Clicks pharmacies, Springbok pharmacies, sowel as van die onafhanklike pharmacies. Maar daar's 'n volledige lys van die verskaffers op ons webblad en asook jy kan direk van die webblad bestel. Die ander ding ook wat ek maar net noem is as mens na enige apteek toe gaan, jy vra vir die apteker om dit vir jou te bestel van UTI Pharma, dis ons nasionale verspreider. Ja. Diabetic Plus, wat is die voordele van dit vir kliënte? Die groot ding is, kom ons vat een van die meal replacement shake, dis 'n large GI meal. Die kliënt hou lank versadig. Hy word nie honger nie, so hy is nie getenteer om te pesel nie. Dat is die energie filter stadig in die stelsel in weens die large GI. En daar is nie dan spikes in die bloedglucose in sy liggaam nie. Jy weet, die dietitian het vir ons gesê toe ons die ding ontwerp het, dat 'n sugar spike is net so erg vir enige mens as om 'n sigaret te rook. Sure. En dit was vir my 'n redelike skokkende ding, maar wat dit doen is dit werk baie gou op die suikervlakte om die suikervlakte te stabiliseer. Dit is gou aangemaak en dis 'n convenient, easy, healthy maaltyd wat jou diet nie gaan compromise nie. En die capsules? Die capsules is die multivitamin. Dis 'n baie mooi produk daai, dis 'n 3-in-1 produk. Hy het antioxidants, natural antioxidants, African potato, rooibos tea, spirulina, kelp ensovoorts, plus amino acids. So dis 'n 3-in-1 kompleks. Mens moet net die een tablet koop in plaas van om antioxidants en amino acids ook in te kry. Die effek van hom is dat hy bou jou weerstand op, wat natuurlik baie belangrik is vir mense met diabetes. Die lifestyle balance kompleks is 'n klomp micronutrients wat ons het, wat almal lank betrokke is in die besigheid van om diabetes se toestand te beheer. Dus dinge soos vanadium, chromium, Centella asiatica, Gymnema sylvestre, cinnamon, alpha-lipoic acid. Dis wat die Amerikaners noem sugar busters. En dit help om die insulien beter te laat werk. Ja. En ook dit help met bloedsirkulasie ook. Nou, ek het 2 ouers wat diabetes is. Is dit net diabetes wat die produk gebruik? Vir wie is hierdie produk gemaak? Kyk, dit was oorspronklik vir diabetes gemaak, maar enigiemand kan dit gebruik. Dit is 'n gesonde produk. Enigiemand wat battle om voort te bly met in die lewenstyl wat ons nou het nie tyd om ontbyt te eet nie, het nie tyd om reg te eet nie. Dis baie goed vir hulle. Dis veral goed vir mense met sport of wat in sport deelneem. Dus dit is soos 'n carbo loading ding, veral fietsry en vir jou met jou lang afstand, dit sal ook help. Nou goed. Ian Fannin, baie dankie dat jy by ons kom kuier het van Diabetic Plus. Nou ja, as jy by jou apteker dit nie kan kry nie, gaan vra daar en bestel. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het vandag. Dis 'n plesier, baie dankie. Ons kyk nou, hoe lyk dit daar by Spier? En onthou ook die Spier Secret Festival vind op 27 en 28 Oktober daar plaas. Gaan regtig 'n belewenis wees met almal wat saak maak in die kos en in die wynbedryf wat daar te sien sal wees. Spier Wynplaas is die eerste plaas op die bekende Stellenbosch wynroete, net 30 minute se ry van Kaapstad. Dis een van die oudste wynplase in Suid-Afrika en spoeg met pragtige gerestoreerde historiese geboue op die oewers van die Eerste Rivier. Skop jou besoek aan Spier af met 'n wynprosesie in die pragtige nuwe proelokaal op die oewers van die Spierdam. Hier kan jy na hartelus die verskillende wyne se smaak toets voordat jy 'n bottel of 2 aanskaf. Boonop is daar 'n lieflike uitsig oor die Helderberge wat jou verwonderd sal laat staan. Voorware viering van Spier se reeks wyne wat in die afgelope jare vele toekenninge ontvang het. Spier spog met 3 primêre wynreekse. Spier Signature is die klassieke elke dag drinkwyn. Spier Creative Block is 'n reeks versnit wyne vernoem na 'n kunsprojek.
En 21 Gables vier die geskiedenis van wynmaak in Suid-Afrika, sowel as die plaas se unieke argitektoniese bakens. Spier het 21 Kaaps-Hollandse gewels, 'n klassieke kenmerk van Kaapse argitektuur, meer as enige ander wynplaas in Suid-Afrika. Frans Smit is Spier se keldermeester, die man agter die wyn. As lid van die agtenswaardige Cape Winemakers Guild word Frans erken as een van die voorste wynmakers in die land. By Uit, Spier se welbekende plaas na tafel restaurant, kan gaste hulle wyne kombineer met heerlike lekkernye by die wynproe-area. Die produkte en bestanddele wat by Uit gebruik word, is op die plaas verbou of word van nabygeleë plase aangekoop om gesonde, smullekker geregte voor te sit. By Uit to Go kan jy met 'n keurige reg om te eet mandjie 'n piknik onder die bome geniet. Hierdie piknikmandjie word ook liefdevol voorberei op dieselfde beginsels as die Uit restaurant. Langs die Eerste Rivier is die Protea tuin, waar jy die verskeidenheid en wonders van ons nasionale blom kan beleef. As jy gelukkig is, sal jy dalk 'n paar hoenders sien skrop of koeie in die weivelde op die plaas sien. Spier gebruik biodinamiese boerderybeginsels as deel van hulle toewyding tot die aarde. Grond is lewendig en die graad van vitaliteit van die grond het 'n groot invloed op die gewasse wat dit voortbring. Vir Spier is die omgewing baie belangrik en hulle beoefen verskeie herwinning-inisiatiewe om vrugbaarheid op 'n natuurlike wyse terug in die grond te sit. Spier bied 'n skatkis van aktiwiteite vir kinders, rotse, bome, jungle gyms, bamboeswoude en uitgestrekte grasperke maak die tuine die perfekte speelplek. En by die Eagle Encounters kompleks kry kinders die geleentheid om talle soorte roofvoëls van naderby te leer ken. As jy na 'n lang dag te moeg is om huis toe te bestuur, of as jy 'n paar dae in die wynlande wil deurbring, bly by die Spier Hotel. Die klein dorpie-styl geboue, groen grasperke en ruim kamers aan die oewers van die Eerste Rivier kenmerk die karaktervolle 4-ster hotel. Ontspan langs die swembad of op die stoep wat gerieflike toegang bied tot die ruim kroeg en stylvolle sitkamer. Die vele skilderye in die hotel is 'n besienswaardigheid van sy eie en die besonderse ligskerms in die hotelrestaurant is van opgesnyde plastiekbottels gemaak. As pionier in verantwoordelike toerisme is die hotel met die gesogte Fair Trade in Tourism toekenning geakkrediteer. Spier is 'n wynplaas met gewete, diep gewortel in sy erfenis met 'n lewendige kontemporêre energie, toegewyd aan die maak van goeie wyn en kos, asook die beskerming van die omgewing en die gemeenskap. Ja, ek wil net vir julle wys hoe lekker het hierdie roosterkoeke gewerk in 'n pan, so dit is moontlik dat dit lekker gerys. So ek draai dit ook op sy kant sodat hy al die kante oor 'n stadige hitte lekker gaar raak. So ek gaan dit nou net hierso gou sit. Nou mense dink altyd 'n konfyt moet baie vinnig gekook word, maar baie stadig gekook word, maar dis nie nodig nie. Jy kan 'n vinnige een maak soos jy vinnige bladjang kan maak. So as jy nou nie baie tyd het nie, dan kan jy soos 'n warm druiwe konfyt maak. Jy maak dit maar op dieselfde manier as wat jy 'n bladjang maak. Ek vat lemoensap, maar jy kan suurlemoensap ook vat. Ek wil net nie daai suur nou hê nie, maar ek soek die smaak van die sitrus. En as lemoentyd is amper verby en hierso is nie pitte in hierdie lemoene nie, hulle stroopsoet. So ek gaan nou kyk hoeveel lemoensap ek nodig het. En dit moet nou ook net warm word. En ek gaan druiwe, pitlose druiwe insit. Ek gaan dis omtrent sê maar 'n koppie en dan dieselfde hoeveelheid suiker. Dit moet alles nou net stadig kook, letterlik eintlik warm word en die suiker moet smel, dan moet dit nog so 10 minute kook en dan sit reg. En ek gaan 'n bietjie speserye insit. Dis wonderpeper en dit is eintlik in Engels pimento allspice. Ek sal nou proe hoeveel ek nodig het, maar in hierdie stadium sit ek so 3 knippies in. En dan gaan ek nou net los dat alles lekker oplos en saam die gruyère kaas en hierdie wyn. Dit is die voordeel van om in die ateljee te wees, is dat mense kry daai reuk altyd. Dus kom ons, ek dink julle sal sien dat oor die tweede helft van die program begin ons 'n bietjie te struikel oor ons woorde.
want die speeksel begin so by ons bek uitbeloop. Ons kyk nou na die veelvuldige gebruike van Westfalia se olies en dan gesels Milan weer met Rian. Het jy gesien dat Milan se skoene gebruik? Op vanaand se nuus. Escort vir vars kwaliteit vleisprodukte sedert 1917. Westfalia se reeks avokado-olies bied verbruikers 'n gesonde alternatief vir alledaagse gebruik. Die olie is beskikbaar in gewoon of gegeur met suurlemoen, knoffel, brandrussie, basiliekruid of gemengde kruie. Westfalia avokado-olies word slegs gemaak van Hass avokados. Die olie is natuurlik cholesterolvry en propvol mono-onversadigde vetsure of die goeie vette, asook antioksidante soos Vitamiin E en omega-3 en 6. Die olie het 'n hoë rookpunt van 250°C wat dit ideaal maak vir smullekker gesonde kookbak, panbraai en oondgeroosterde geregte. Die olies kan ook gebruik word as 'n dip of vir die bedryf van slaaie. Kyk gerus op die winkelrakke vir dieselfde gehalte olies nou met 'n nuwe etiket en maak 'n nota. Die Mediterrane geurolie staan nou bekend as gemengde kruiegeur. Splinternuwe voorkoms, maar steeds dieselfde gesonde gehalte, onderskryf deur die Hart en Beroerte Stichting. Gooi dit in jou badwater vir 'n streelsagte vel, gee vir wagter 'n lepel vol vir 'n blink pels en gebruik dit om rekmerke gedurende swangerskap te voorkom. Veelsuidig en heerlik gesond. Westfalia olies. Ons gesels heerlik vanoggend met Rian Kruiwagen, die legendariese Rian Kruiwagen, wat hierdie boek geskryf het, sy autobiografie Wat's Nuus. En ek is nou baie opgewonde om te hoor dit is ook binnekort op CD beskikbaar. Ja, om die waarheid te sê, dit word nou volgende week in die winkels beskikbaar gestel in die vorm van 2 CD's. Die bedoeling daarmee is om ouens wat die lang pad vat, sê nou maar Kaap toe, kans te gee om na die boek te luister, na ou staaltjies en stories en snaaksighede te luister. Selfs mense wat in die spitsverkeer tussen Johannesburg en Pretoria of daar in die Kaapse omgewing vasgekeer sit, net die CD weer so 'n bietjie te kalmeer en miskien daarna te luister. En jy het dit self opgeneem ook, self gelees? Ek het dit self opgeneem, ek het amper 11 ure lank aan die boek gelees. Sure. Ja. Ek moet sê, is die eerste keer wat ek die boek gelees het, dis toe vir my nog wel deksels interessant ook. Dis 'n nice boek daai. Jy kom voor as 'n kalm, rustige, vriendelike man. Wat jaag jou bloeddruk op? Wat maak jou kwaad? Wat my kwaad maak is mense wat nie stiptelik is nie. Miskien is dit daardie ingehamerde dissipline in die uitsaaiwese. Jy weet, die 7 uur nuus word om 7 uur gelees, nie 20 sekondes oor 7 nie. Ek is nie een van daardie mense wat as hulle vir my vra hoe laat is dit, kyk na die kalender nie. En vir my tel sekondes. Ek praat nie eers van minute nie. Ek kan dit nie verduur as mense laat is. Ja. Hoe het jy in musiekvideo's beland? Dit is my interessant dat jy dit so in die meervoudsvorm noem, want by my beste wete was ek net in een musiekvideo tot dusver, dit was Jan Blom se. Ja. Maar wie Milan, dit was eintlik 'n baie snaakse storie. Die vervaardiger van daardie musiekvideo, Andrei Kalitz, bel my eendag, maar hy's so verskonend, verskriklik oor die telefoon. Hy sê, ek weet jy sal nee sê, ek weet dit is nou nie iets wat jy sal wil doen nie, maar ons het 'n produksievergadering gehad met die oog op Jan Blom se volgende musiekvideo. Ek wil nie eintlik jou tyd mors nie, maar ek het onderneem om jou te bel, maar ek weet jy sal nou nie wil nie, maar my gewete moet skoon wees as ek vir hulle sê jy het nee gesê. Ek sê nou, wat is dit wat jy wil weet? Ja. Hy sê ons wil weet of jy sal maak of jy die gitaar speel en sing in sy video en dan maak hy of hy nuus lees. Ek sê ja, seker, ek sal dit doen. Op die ingewing van die oomblik? Ja, en toe is daar so 'n lang swanger pouse. Hy sê, wat het jy nou net gesê? Ek sê, ja, ek sal dit doen. Hy sê, hoekom? Ek sê, want ek is 'n bok vir sports. En so dit gebeur, en toe het ek in Jan Blom se musiekvideo Anna gemaak of ek gitaar speel, maar jy kan nou sien, dit is nie ek wat daai gitaar speel nie, want ek roem daarop dat my naels goed versorg is. En op daai nabyskote kan jy sien, nee, maar dis iemand anders se naels daar. Ja. Bok vir sports. Dis so lekker om met jou te kuier vanoggend. Ons gaan net na daai video kyk, maar voor dan het ons nog eers 'n paar ander plekke om te gaan besoek en dan gaan Dawie ook nog lekker met jou gesels. Nou ja, nou is dit tyd vir ons Klerksdorp fokus. Ontbytsake beplanne fokus in Boksburg aan die oosrand van Gauteng en dit sal uitgesaai word op 16 Februarie 2013. So as jy 'n besigheid in daardie geweste het en deel van die fokus wil wees, kontak vir Pieter de Waal. Imagine
Imagine if you could do all the things you've dreamed of doing. It's time to stop putting things off till tomorrow and take off. Enter the Mango 150,000 Rand Bucket List Challenge. Visit flymango.com. Mango, why not today? RSA Search Engine, the best business search engine in South Africa. As jy laat ingeskakel het, Carla is nie hier vandag nie, so dis hoekom ek hier staan. En ons fokus in Klerksdorp in Noordwes. Dis 'n plek wat regtig met die beste van beide wêrelde kan spog, want Klerksdorp bied sy inwoners 'n geluksalige plattelandse bestaan, waar gasvryheid nog tweede natuur is, maar met al die moderne geriewe van 'n groot stad. Onder andere sy eie koerant en privaat hospitaal. Kyk hierna, dan gesels Dawie met Corien Breed van Duffscott Hospitaal. By Klerksdorp Rekord het ons hierdie jaar 'n interessante projek aangepak met Klerksdorp se 175ste bestaanjaar. Ons het gaan kyk na die laaste 25 jaar in Klerksdorp wat nie regtig gedokumenteer is nie, persoonlikhede wat 'n impak gemaak het op die dorp. Moet sê dit was regtig interessant om deur al hierdie geskiedenis te blaai, want ons is almal tog besig om geskiedenis te skryf vir ons gemeenskap. Daarom wil ons ook net vir elkeen sê dankie vir julle ondersteuning deur die jaar. Ons gemeenskap is vir ons baie belangrik. Ons adverteerders wat ons aan die gang hou, weet ons is ook maar 'n besigheid. En Klerksdorp Rekord is nog hier vir die volgende 100 jaar. Remax is internasionaal 'n voorloper in die residensiële en kommersiële eiendomsmark. Met 180 kantore wêreldwyd het hulle al naam gemaak. Remax Exclusive in Klerksdorp bou verder op hierdie goeie naam. Hulle moeite en harde eerlike werk sorg vir menige tevrede kliënte in die Kosh-area. Remax, outstanding agents, outstanding results. The sign you want, the agent you need. Remax, above the ground. Die audioloog Michaelides en Vermaas is 'n bekende naam in Noordwes. Hulle vier vanjaar 20 jaar van voortreffelike diens en nuwe pasiënte stroom steeds daagliks van heinde en verre in om deur hierdie professionele span bedien te word. Die Michaelides en Vermaas audioloog is hoogs gemotiveerd, ingelig en passievol. Hier kry jy 'n groot verskeidenheid topprodukte in enige prysklas met die nuutste tegnologie in die fynste ontwerpe. So wat ook al jou gehoorprobleem, Michaelides en Vermaas sal jou touwys maak met goeie raad en produkte en 'n byk naverkope diens. Maar hulle glo ook aan voorkoming. Daarom is dit belangrik dat jy Michaelides en Vermaas besoek vir advies en idees om jou ore teen al daardie skadelike klanke te beskerm. Want dit is goed om altyd ingelig en voorbereid te wees. Put this in your ear and see your ear. So, bring die klanke en stabiliteit terug in jou lewe. Maak vandag nog 'n afspraak by Michaelides en Vermaas, want dit is belangrik om te kan hoor. Tawatwene is 'n 4-ster en AA geakkrediteerde game lodge, gerieflik geleë net 28 km buite Klerksdorp en huisves een van die bekendste trouvenues in Noordwes. Tawatwene bied behalwe banketsale wat op 150 gaste kan huisves, ook 'n groot uitkykdek vir die watergat, 'n kapel, 'n indrukwekkende amfitheater en Iceberg Terrace vir die kieskeurige bruid. Die luxe akkommodasie by Tawatwene bestaan uit 22 ten volle toegeruste aansuite eenhede, waarvan 6 bruidsuites is. Buitestorte en baddens maak jou een met die natuur se positiewe energie. 'n Verskeidenheid konferensieopsies sluit sale, houtdekke en buitelugfasiliteite in. Geniet ook hulle cigar lounge, restaurant, baralonkraal en boumaal. Besoek gerus Tawatwene en ervaar die asemrowende uitsig en uitsonderlike diens deur hulle vriendelike wenspan.
Duff Scott Hospitaal het laas jaar van 'n tradisionele mynhospitaal verander na hierdie privaat hospitaal met 'n groot verskeidenheid kwaliteit mediese dienste, wat ook beroepsgesondheid insluit. Die doel van Duff Scott is om bekostigbare privaat mediese sorg aan die publiek beskikbaar te stel. En Duff Scott Hospitaal is nou amptelik in terme van geregistreerde beddens die grootste privaat hospitaal in die Noordwes. Hulle visie is om nuwe lewe aan die hart van die gemeenskap te gee. Met Duff Scott Privaat Hospitaal se pyk kliëntediens is dit nou 'n werklikheid. En die een wat die hele ou spulletjie mekaar hou, sy naam is Corine Breed en sy is die hospitaalbestuurder by die Duff Scott Privaat Hospitaal. Goeiemôre Corine en baie welkom hierso. Môre Dawie, baie dankie. Is heerlik om hier saam met julle in die ateljee te kuier. Wie en wat is die Duff Scott Hospitaal? Dawie, jy weet mos nou maar die mynhuise het tradisioneel elkeen hulle eie hospitale gebou. Jy weet die ouens wil mos maar nie gedeel het en so elke mynhuis het sy eie hospitaal gehad en so is Duff Scott Hospitaal in die 1950s gebou. Dit was een van die grootste mynhospitale in die land op daardie stadium en ook vernoem na die eerste mediese offisier in daai omgewing wat vir die myn gewerk het, 'n Dr. Duff Scott. Die hospitaal het deur die jare maar so gegroei en gekrimp saam met die myne en in November verlede jaar 2011 het die myn besluit hulle wil die hospitaal heeltemal toemaak. 'n Privaat konsortium, Nozala Health Partners en Voa Investments het besluit om die geleentheid aan te gryp, die hospitaal gekoop en met die koop het die hospitaal toe offisieel die grootste privaat hospitaal in die Noordwes provinsie geword in terme van sy geregistreerde beddens. So waar is dit? Wat is die naaste dorp? In Stilfontein. In die hartjie van Stilfontein sit 'n juweel wat baie liefde en aandag nodig gehad het en dit is wat ons maatskappy kom doen het vir die hospitaal. Wat beteken dit vir die gemeenskap om so 'n hospitaal daar te hê? Weet jy Dawie, as jy dink dat die hospitaal 'n mynhospitaal was vir soveel jare, ek dink nie ons kykers verstaan nie. 'n Mynhospitaal het beteken dat die hospitaal eksklusief net vir mynwerkers beskikbaar was. So 600,000 mense wat in die omgewing bly, selfs die mynwerkers se families mag nie die hospitaal gebruik het nie. So ten eerste is die hospitaal nou beskikbaar en oop vir die hele gemeenskap. Nommer 2, soos ek nou gesê, die hospitaal sou toegemaak het. So ons het 150 mense se werk vir hulle gered. En ja, soos wat ons visie sê, ons glo dat ons so 'n bietjie nuwe lewe gee aan die hart van die gemeenskap. Maar hoe doen jy dit? Wat is jou strategie? Hoe bestuur jy hierdie skip en hoe kan jy dit finansiëel doen? Waar kry jy die geld vandaan? Ja, Dawie, weet wat, dit is nogal 'n vraag. Eerstens dink ek in terme van die strategie wil ek sê dat ons die minister Motsoaledi se visie vir bekostigbare gesondheidsdiens, privaat kwaliteit gesondheidsdiens in die land vir meer mense beskikbaar wil stel. So ons ondersteun daardie inisiatief en daardie visie 100% en dis presies wat ons by Duff Scott doen. Ons maak seker dat ons die pryse van privaat kwaliteitsorg vir ons pasiënte sny deur verskeie onderhandelings met mediese fondse, dokters, ons betrek al die partye om dit moontlik te maak. En dan uit die aard van die saak om ook seker te maak dat ons mense het wat ons ondersteun finansiëel. Maar balanseer jy die boeke? Ou moet. Wat kan jy doen? Weet wat Dawie, daar's 'n verskil om 'n kwaliteitdiens te lewer. 'n Golfkarretjie wat 'n pasiënt van sy kar af tot by die voordeur ry is baie lekker. Maar dit maak nie noodwendig 'n verskil aan die kwaliteitdiens wat die pasiënt in die bed ontvang nie. So ja, ou moet maar kyk waar 'n ou sny sodat die pasiënt in die bed in die hospitaal daai kwaliteit kan ervaar. Net 'n vinnig en hoe verskil julle van ander private hospitale? Wel, ons bedien 'n verskeidenheid pasiëntgroepe. Eerstens mediese fonds pasiënte, kontantpasiënte en dan wat anders is dat ons ook 'n staatspasiëntediens by die hospitaal wat geen ander privaat hospitaal doen nie en ons lewer ook 'n diens vir groot organisasies soos mynhuise, enige organisasie met 100 of meer mense kan ons kontak en ons doen dan 'n gesondheidsdiens voorstel vir hulle en ons lewer dan die diens aan hulle. Corine Breed, sy is die hospitaalbestuurder by die Duff Scott Hospitaal, privaat hospitaal. Ek wil graag hierdie vir jou gee. En dit kom natuurlik van Wesfalia af, hulle avokado-olie namens ontbytsake. Baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. En doen my asseblief 'n guns. Gaan sien die minister
en sê vir hom hy moet met al sy staatse hospitale presies dieselfde doen wat jy doen. Davie, ek gaan vir hom hierdie insetsel wys en ek gaan verseker met hom gesels. Dankie vir ontbytsake. Nou vir ons laaste paar besighede in die Klerksdorp omgewing en die fokus daarso en ons kyk veral na die stoele, of kyk veral na die stoele van Deswalner. Moeilike naam, wat hulle maak plastiekstoele van herwinde plastiek en dit is besonder bekostigbaar. Kyk hier nou. Deswalner Recycling se passie is herwinning. Hulle herwin glas, karton, papier en die belangrikste van alles, alle huishoudelike plastiek. Die plastiek word deur 'n aantal prosesse verwerk. Dit word gesorteer, fyn gemaal, gewas en dan teen 'n hoë hitte gesmelt om 'n klein plastiekkorreltjie te vorm. Deswalner Recycling se pragtige plastiekstoele word dan van hierdie herwinde produk gemaak en hierdie stoele is ook weer 100% herwinbaar. Voortdurende kwaliteitkontrole word deur die eienaar self gedoen om die beste gehalte stoel te verseker. Verder bevorder positiewe Deswalner Recycling volhoubare herwinning en skep hulle talle formele en informele werksgeleenthede. Hulle het ook die unieke braaibord ontwerp en hulle maak 'n verskeidenheid ander borde. Jy kan ook jou bydrae lewer deur by Deswalner Recycling te herwin. Met Konica Minolta Noordwes aan jou sy, gaan jou besigheid verseker van krag tot krag gaan. Want by Konica Minolta kry jy 'n groot verskeidenheid kantoortoerusting, die nuutste tegnologie van die beste gehalte. Konica Minolta Noordwes bied jou toegang tot jou eie besigheidshub. Hulle konsultante sal jou besoek, jou behoeftes bepaal en die beste produkte vir jou besigheid aanbeveel. En boonop kry jy werklik waarde vir jou geld met die hoogste kwaliteit naverkoopediens. Hier by Konica Minolta gaan dit vir ons oor die diens wat gelewer word en probeer ons elke dag net daarop verbeter. Die Bizza Breeks is ook aangewys as die beste waarde vir geld en kwaliteit produkte heiliglik in die mark beskikbaar. Ons bedank al ons kliënte vir hul loyale ondersteuning en graag nooi ons alle ander om ons ook op die proef te stel. Konica Minolta in Noordwes is bekend vir hulle spesialisprodukte en toegewyde professionele diens. Hulle sal jou toerusting kom installeer. Hulle sal dit ook vir jou bestuur en in stand hou. So maak Konica Minolta Noordwes jou vernoot in besigheid. Die Dulux handelsnaam is alom bekend en almal weet, met Dulux is jy verseker van wêreldklas kwaliteit. Voeg nou daarby die jare se kennis en ondervinding van Anna en Ari en jy die Dulux spesialiste hier op jou drempel. Dis hoekom jy nie verkeerd kan gaan as jy jou verf by Dulux Specialist Paint Center in Klerksdorp gaan koop nie. Hier kry jy ook produkte van Rock Grip, Fixit, Woodguard en Hammerite. En steeds gaan jy net die beste ondersteuning kry, want almal hier by Dulux Specialist Paint Center is opgelei om al jou tegniese vrae oor verf en verwante produkte te kan beantwoord. As jy sitkamer kry baie lig, is dit baie donker? Nee, kry minimaal. Okay. So kyk na grysbruin ondertone is beter om te gebruik. Hulle hou ook 'n groot verskeidenheid muurpapier en kroonlyste aan met die hardeware om dit te installeer. So doen dinge van die begin af reg. Besoek Dulux Specialist Paint Center in Klerksdorp vir hulle kundigheid en advies en 'n groot verskeidenheid verwe en verwante produkte. Kyk uit vir die ontbytsakekar in jou omgewing. Ons ry die wêreld vol met komplimente van Equestra Flexi Logistics. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan ons fokus. Dit is altyd goed om te sien ons land se klein en medium sakebedrywighede is gesond en suksesvol. Ek herinner julle ook dat Chantel van Winkel tans aan 'n fokus werk wat handel oor vakansietyd en alles wat 'n mens mag nodig kry as jy jou volgende wegbreek beplan. So as jy wil seker wees jou besigheid, enigiets van 'n gastehuis tot 'n wildsplaas is deel van die fokus, kontak dadelik vir Chantel. Dit word uitgesaai op 8 Desember. 100% betyds vir vakansietyd. Net hierna gesels Davie met Rian. RSA Search Engine, the best business search engine in South Africa. Ruk jou vere reg en slaan vettelik om rekeninge op.
met Fat Pudgy. Chip chip. Ontbytsake beplanne fokus in Boksburg aan die oosrand van Gauteng en dit sal uitgesaai word op 16 Februarie 2013. So as jy 'n besigheid in daardie geweste het en deel van die fokus wil wees, kontak vir Pieter de Waal. Jou glimlag spreek van jou selfvertroue, skoonheid, gesondheid en persoonlikheid. By BCDS gebruik ons die nuutste in tandheelkunde tegnologie om met slegs 1 besoek vir jou die perfekte, natuurlike glimlag te gee wat jy verdien. Ons fokus is kosmetiese tandheelkunde, metaalvulselverwydering, tandverjongingsprosedures en laserbleiking. As ook volledige spektrum kindertandheelkunde. Ons verskeidenheid behandelings vir gesiglyne verseker 'n pragtiger jy wat natuurlik en jonger lyk om jou glimlag te komplementeer. Jy kan ook op jou beste lyk vandag. BCDS, creating smiles that last a lifetime. Die legendariese Rian Kruiwagen wat ons gas is vanoggend. Hoeveel dasse het jy? Wel afgesien van haasdas dink ek is daar nog so 500 ander. Hoe gaan nie te werk om aan te trek? Ek meen, Wel, ek trek my onderklere aan en dan trek ek 'n hemp aan. Hoe weet jy om wat 'n hemp om aan te trek wat 'n dag? Maar nee, wat ag jy weet ek gaan maar so deur die kas en dan kyk ek watter pak het ek nou gisteraand aangetrek en watter een het ek eergister aangetrek. Ek roteer hulle maar so bietjie en ek speel amper eenie mini mini mou so met die dasse in die kas, jy weet, en haal 'n mooi netjies gestrykte hemp uit die kas en kyk wat pas. En dis dit. Rihanna gee nie partykeer vir 'n bietjie opdraande hoor wat jy aantrek nie. Nee, hoekom? Nee, ek vra maar net. Ja, nee, wat ek bedoel, ek gee haar nie opdraande. Wat sy aantrek nie. Kom ons gaan net van jou groot word jare, ons gaan terug. Vertel my waar kom Rian vandaan? Wel, ek het hier in Randburg groot geword. Ek is 'n gebore Johannesburger, maar ek het my kultuur op Stellenbosch gaan haal. En maar ek het hier by die laerskool Lou Geldenhuys my laerskoolopleiding gehad, Linden Hoërskool en toe ek maties toe. Maar dis tog 'n familie waar jy groot geword het waar wel ek dink die lettere miskien 'n rol gespeel het. Is dit so? Ja, kyk, ek het my liefde vir taal en my liefde vir lees baie beslis van my pa geërf. My pa was 'n besonder belese mens. Hy was seker een van die intelligentste mense wat ek nog teëgekom het. En hy kon vir jou sulke lang passasies uit Shakespeare of Wordsworth of Keats of wat ook al aanhaal, jy weet, soos wat hy nou geleer het. Hy het 'n absolute fotografiese geheue gehad waarmee ek nou nie kan spog nie. Maar hy het ons ook geleer dat 'n mens moet probeer om die amptelike tale, in daai jare was dit gelukkig nog net 2, so goed moontlik te kan praat, want hy het Afrikaans soos 'n absolute boere-Afrikaner gepraat en hy het Engels gepraat soos 'n Oxford Engelsman. En daar het ek my liefde vir tale aangeleer en ook my beheptheid met korrekte taalgebruik. Milan het net vir my so 'n stukkie uit jou boek het gewys oor dinge waarmee jy 'n probleem het. 'n Paar van die weet mense sê byvoorbeeld so gelukkig soos 'n vark in Palestina en dis verkeerd. Dis so veilig soos 'n vark in Palestina. Ja. Of so gelukkig soos 'n vis in die water. Dis verkeerd. Dis so tuis soos 'n vis in die water. Net so. Huidiglik. Daar bestaan nie so 'n woord nie. Mure uitklim. Daar bestaan nie so 'n woord nie. Gaan kyk maar in enige woordeboek, daar bestaan nie 'n woord soos huidiglik nie. Huidig kan jy nog sê, die huidige president. Ja. Maar daar is nie so 'n woord soos huidiglik nie. Maak dit jou ook, laat dit jou absoluut grief dit jou. Ja, dit grief my, maar wat my waarskynlik meer grief is wanneer mense hulle Afrikaanse taal gebruik met Engels deurspek. Terwyl daar goeie Afrikaanse woorde is. Wat sê tyre nou weer in Engels? maar daar is goeie Afrikaanse woorde en mense gee hulle self te maklik oor aan Engelse taalgebruik. Ja. En dit is net vir my slordig. Ek hoor nie mense Engels praat en dan soveel Afrikaanse woorde tussenin ingooi as wat ek Afrikaans sprekendes hoor wat Engelse woorde tussenin gooi nie. En die voortbestaan van Afrikaans dink ek gaan afhang van die mate waarin ons hom korrek probeer praat. Ek sê nie ons moet almal taalpuriste wees nie, hoegenaamd nie. Maar 'n mens kan daarom so 'n bietjie let op jou taalgebruik.
En alles hoef nie altyd awesome te wees. Alles hoef nie altyd awesome te wees. En een of twee goedjies wat my partykeer baie teen die bors stuit is wanneer mense hierdie direkte translasies gebruik. Tyd vir 'n opsomming van die week se weer, nou gesels ons verder. G-Connect in-flight Wi-Fi nou beskikbaar op alle Mango vlugte. G-Connect, meer as net breedband. Daar is vandag 'n bolig-trogstelsel oor die sentrale gedeeltes van die land. Hierdie area in ligte blou gaan daar groot neerslae wees. Meer as 50 mm reënval wat oor die volgende 2 dae oor hierdie streke kan voorkom. Ook 'n goeie kans vir donderbuie oor die noordoostelike gedeeltes van die land die volgende 48 uur. Maandag is daai trogstelsel nog steeds teenwoordig oor die suide van die land met 'n koue front wat inspoel. Nog steeds reënbuie langs die suidkus aan die begin van die nuwe werksweek en ook die kans vir donderbuie wat daar bly oor die noordooste van die land Dinsdag en Woensdag as gevolg van 'n tweede bolig-trogstelsel en 'n koue front wat inskop vanuit die ooste. Teen die einde van die week gaan dinge opklaar met 'n aflandige lugvloei wat temperature gaan opstoot in die ooste en die noordooste en teen Vrydag is daar 'n laaste koue front wat inspoel oor die land. Reënbuie wat langs die suidkus kan voorkom met koeler toestande oor die weste van die land. Dit is al wat ek vir julle het. Huidiglik oor na Dawie en Rian. Hi. Ek hoor sommige dienverskaffers skroef hulle kliënte. Ons uncapped is genoeg. Uncapped internet vanaf R99 insluitend in-flight wifi op alle Mango vlugte. Besoek G-Connect vir jou breedband internetkeuse. Geen los skroewe nie. Onwing Global Express. We're quick, smart, reliable. En ons huidige gas vanoggend is Rian Kruiwagen. Ek weet nie, jy moet maar verskoon vir 'n lang arm, hoor. Hy is maar so 'n bietjie agter die klip gebore en so. Rian. Met die dat jy nou die nuus vir hoeveel jare nou gelees het. 37 jaar. 37 jaar. En dis nou duisende. Dis net op televisie, né? Daarby het nou nog 10 jaar voor die tyd by radio ook gekom. Ek gaan nou daarby uitkom want ek wil graag na eerste ondervindings want ek graag met jou deel of hoor wat jy ons kan vertel daarvan. Maar jy het seker 'n groot algemene kennis onvermydelik as gevolg van die nuuslesery. Wel, in die eerste plek moet 'n mens onthou as jy jou in die nuuswêreld begeef, moet jy 'n belangstelling hê in algemene kennis en in wêreldgebeure en nasionale gebeure. So dit help. Ja, dit wakker mense algemene kennis aan en jy bly aan die voorpunt van gebeure. Ja. Nou as jy nou 'n nuus lees en voor die tyd gaan jy deur jou skrip. Kan ek dit sê? Ons noem dit sommer 'n teks, ja. Teks. Skus Dawie. Voor die tyd gaan nie deur jou teks, né? Dan kom jy nou op 'n naam hier wat jy nie voorheen gekom het nie. Ayatollah Ruhollah Khomeini byvoorbeeld. Leer jy om dit te sê? En sê en dan tot jy dit nou kan sê, dat jy weet jy gaan dit mos nou lees net. Dit hang af of jy tyd het om dit te oefen en navraag te doen na die korrekte uitspraak van die naam. Ja. Maar dit gebeur dikwels dat 'n mens 'n berig kry wat laat in die nuus ingesluit word en wat dan 'n moeilike naam bevat en dis miskien 'n Tsjechiese naam, dan moet jy daarom min of meer weet wat die gebruikelike uitspraakpatroon is in Tsjechiese name of in Russiese name en so aan. Jy weet byvoorbeeld as 'n Oos-Europese naam op 'n IC eindig, dan is dit 'n tj klank aan die einde soos Vercic. Maar baie van hierdie Oos-Europese lande het mos 'n tekort aan vokale as jy die ding leer. Dis 'n klomp konsonante langs mekaar. Dis moeilik om die goeders te lees. Dit is nogal so, ja. Party van hulle lyk na tongknopers en is inderdaad ook. Maar jy is nou staatsbesit. Ek het 'n foto saamgebring. Ons kyk gou 'n bietjie na hierdie foto wat ek graag met jou wil deel. Hier's 'n foto en dit is kyk nou daarso. Ek het dit self gesien. Weet jy, dit is daar by Kayamandi net buite Stellenbosch waar iemand graffiti op die muur aangebring het en ek is baie trots daarop want dit het vir my baie beteken. Maar dis wat ek vir jou wil vra. Hoe voel dit vir jou? Ek bedoel dit nou nie in 'n manier wat jy nou groot kop kan kry nie, maar hoe voel dit vir jou dat jy so deel is van Suid-Afrika? Dawie, dit dui vir my daarop dat ek miskien deur die jare heen iets reg gedoen het.
Jy moet onthou, ek beskou myself nie as 'n ster nie. Ek is nie wat die Engelse noem 'n celebrity nie. Ek is 'n nuusaanbieder. Ek is in diens van die publiek. En ek moet die publiek na my beste vermoë dien. En as dit so is dat hulle my so aanvaar het, dat hulle daardie tipe ding op mure al verf, dan het ek dalk iets reg gedoen. Nou kom, en die opsomming vir my van Rian is dat hy die onopgesmukte Rian Kruiwagen. Dis nie eers oor die oelaitjie en haar beurt in die kombuis en dan gesels ons net nou verder. Die spier Cabernet Sauvignon, heerlik saam met ryk rooi vleisgeregte en belee kase. Ek gaan sommer baie gou wees want ek wil nog hoor wat Rian alles vertel. So ek het basiliekruid wat ek gedink het baie lekker gaan. Hierso is die heerlike roosterkoeke. Laat ek dit net oopsny om vir julle te wys. Ek het mos nou van die rosientjies ingesit. Daar kan jy dit sien, net om iets soets by te sit. En ek het hierdie lekker jam. Ek gaan nou nie van konfyt praat nie. En ek onthou ek het net lemoensap bygesit en ek het 'n bietjie speserye bygesit. En gruyère kaas, die belee kaas wat perfekte pasmaat is. En hierdie gereg gaan lepel lê met spier se Cabernet Sauvignon. Ons gaan nou eers terug na Dawie en Rian. Ontbyt is net nie ontbyt sonder Escort se heerlike bacon en verskeidenheid worsies nie. Vervang botter, margarien of enige ander olie in jou kos met die gesonde alternatief Westphalia avokadoolie. Rian Kruiwagen wat ons gas is vanoggend. Net my laaste ernstige vraag, dan gaan ons nou iets bietjie ligters. En dit is, jy het dan nou verskeie baase al gedien, want die SAIK het heeltemal van gedaante verander. En dit lyk my so half asof jy deur hierdie verandering gegaan het sonder een of ander groot krisis en sonder een of ander groot skande of 'n ding. Dis 'n ander plek waar jy vandag werk as wat dit was 40 jaar terug. Ja, maar jy moet onthou, Dawie, ek beskou myself as 'n beroepsuitsaaier, soos 'n beroepsdiplomaat. 'n Beroepsdiplomaat dien die regering van die dag. Dit maak nie saak wie aan bewind is nie. En ek het by die SAIK ook altyd ek het net my werk gedoen. Ek is 'n beroepsuitsaaier. Dit het nie vir my saak gemaak wie aan bewind van die SAIK was nie en ook nie wie vandag aan die bewind by die SAIK is nie. Ek doen my werk professioneel. Nou, dit is nou wat ek nou byvoorbeeld nie kan sien nie, want ek het geen opleiding gehad nie, ek het nie 'n benul om hierdie program aan te bied nie. Maar ek wil net vir jou vra. Jy doen dit baie goed. Ek wil net nou advies vra. Maar kan jy onthou die eerste keer dat jy voor 'n mikrofoon gesit het? Kan jy onthou wat deur jou kop gegaan het toe jy die tyd afvertel het? Kan jy onthou die eerste keer toe jy vir die kamera gesit en die kamera vir jou gekyk het en hulle tel af in jou oor? Kan jy dit onthou? En hoe het jy gevoel? Ek onthou dit baie goed. Dit was op 26 November 1975 ten tye van die toetsuitsendings, nog voor ons met die amptelike televisieuitsendings in Suid-Afrika begin het. Die nuusleser van daardie aand is ter 11:00 verhinder. Dit was Michiel Steenekamp en omdat ek toe al 10 jaar lank op radio uitgesaai het en ook 'n televisie-nuusregisseur was en die ateljee dissipline geken het en 'n nuusteks kon vertolk, sê hulle toe, ou maat, jy moet nou voor die kamera kom sit, en hulle het 'n bietjie grimering aangesmeer, bietjie duikklopwerk gedoen, en daar het ek gaan sit, en ek het gehoor hulle tel af, en ek het net eenvoudig begin aanbied, en ek was so kalm soos wat ek nou hier by jou is. Nou, maar ek wil dus 'n bietjie advies by jou hê. Ek wil nou nie finansiële advies nie, né? Ek wil nou 'n bietjie jy moet my 'n bietjie help met hierdie aanbieding. As hy nou aanbied, ek sit in die oggend en my arms waai, as ek so gaan en ek sê, welkom by Ontbytsake, en is weer 'n lekker dag, en bla bla, en so gaan ons nou aan. En dan lees ek net partykeer van hierdie papegaai oog af. Ja, maar luister, met al hierdie bewegings, is jy seker jy wou nie dalk heimlik 'n dirigent gewees het nie? Ja, wel, kom miskien 'n dirigent gewees het, maar so dit is verkeerd, ou meneer. Ek weet jy hou van Rossini en sulke ouens. Ja, ek doen nog operas, ja. Ek is mal oor die operas. Maar hoe moet 'n mens nou maar verduidelik my bietjie, want ek weet glad nie. Die enigste een van wat hier so professioneel is Milan. Ja. Sy leer al woorde. Ek het nie geweet mens kry
eintlik 'n teks voor die tyd nie. Jy weet, nou moet ek hou. Ja, maar jou teks word mos weer op die voorsêr geplaas. Op daai ding dan lees jy dit af. af. Ek kan nie altyd so goed lees nie. Ek gaan nou gaan ek iets vir julle by. Kom ek kyk hier vir ons. Ons gee 5 van hoe moet ek dit doen? Ons gee 5, help 'n bietjie. Ons gee 5 van Rian se my stem is bietjie nie lekker nie. Ek het nie pes onderlede. Ons gee 5 van Rian se autobiografie Wat's nuus weg. Die boeke en audioboeke. Ag nee, Dawie. Nee man, jy kon in graad 1 al beter gelees het as dit. Jy moet nie lees nie, jy moet dit vertel. Jy moet sê ons het 5 van Rian se boeke Wat's nuus om weg te gee. Nie net in die gedrukte weergawe nie, maar ook in die audio weergawe. Speel met jou gesig man. Kom staan 'n bietjie. Net so lekker bakkies om mee te speel. Ons gee 5 van Rian se autobiografie Wat's nuus weg. Die boeke en die audioboeke. Jy dryf die sport met my nie. Ek gaan nou nie res sê. Want dan skryf stuur jou naam in die SMS in die woord Rian so terloops na 34084. Ek het nog so 'n minuut wat ek met Rian wil gesels. Ek het net genoem van die skandes. Jy het nie skandes gemaak nie. Maar hoekom is dit op 'n of ander manier dat mense wat in die openbare oog is, ergens altyd in 'n ding gaan trap? Waarom is dit so? Of is dit waar hulle loop nie? Of is dit omdat hulle in die openbare oog is? Is dit die rede of is dit omdat almal die hele tyd vir hulle kyk? Is daar iets anders in openbare mense? Nee, ek dink dit is albei. Mense hou hulle voortdurend dop. En dit is ook omdat hulle in die openbare oog is dat hulle belangstelling gaande maak. Maar ek kan vir jou sonder vrees vir teespraak sê vandat ek die eerste dag begin uitsaai het in 1965. Het ek dit myself ten doel gestel om te bou aan 'n reputasie, om my nooit met politiek te bemoei nie, want dit is die vinnigste manier om jou eie ondergang te bewerkstellig. Maar jy weet as jy sê wie? Sê ek. Dit is nou 'n grappie gewees hoor. Nee, ek dink daar is 'n hele paar mense wat hulle met die politiek bemoei het en wat toe noodwendig die uitsaai moes verlaat. Want jy kry dan 'n politieke kleurtjie en dan is jy nie meer vir almal aanvaarbaar nie. En as 'n openbare uitsaaier is jy in diens van die hele spektrum van die Suid-Afrikaanse samelewing. So jy durf nie met politiek gemoeid raak nie. Maar nou daai kwessie van reputasie. Jy moet onthou, jy bou baie jare lank aan 'n reputasie. Maar dit duur enkele sekondes om hom totaal te vernietig. En om 'n reputasie weer te herstel, is in baie gevalle, dink ek, onmoontlik. Nou filosofeer ons, né? Rian, weet jy, ek moet vir jou nou regtig sê, né? Ek het 'n baie groot bewondering vir jou en van wat jy gedoen het. Dit is 'n wederkerige bewondering, en ek het 'n bewondering vir jou vir die wyse waarop jy die Afrikaanse taal sprak. Jy doen dit op 'n pragtige manier en jy het inderdaad jouself gemaak wat jy is vandag, want jy destyds vir jou hierdie doelwitte gestel. Baie dankie dat jy vanoggend by ons draai te maak. Dit is vir my 'n baie groot voorreg. Dit was nou 'n baie mooi kompliment wat jy my gegee het. Dis onverdiend, maar baie dankie. Ek aanvaar dit met groot waardering. Wat meer kan ek sê? Ons kyk nou, ek weet nou nie mooi maak is nie. Kom ons kyk maar. Ons kyk nou na Jan Blom se Anna. Want Rian is mos ook 'n rocker. O, hy's 'n rocker dan. Dan sit hy te groet en met Oula se koste proe. Kyk net hierdie video julle. En nou nuus uit die vermaaklikheidswêreld. 'n Nuweling op die plaaslike musiektoneel, Jan Blom, het opspraak verwek toe hy sommer met 3 geraasmusiektoekennings weggestap het. 'n Geleentheid waar almal van Randall Wickham tot Fokhof polisiekar teenwoordig was. Amanda Strydom het tydens die toekennings gebieg dat sy enige tyd vir Jan sal aanneem as haar eie seun. Hier is Jan Blom se nuutste musiekvideo, Anna. Sy's 'n fox en 'n boxer. Big puppies a lot, yeah. My wasn't got it, summer. Sy's rock'n'roll en dogs, yeah. Sy's vier waar op dans staan. I still in a gun stand. From me, baby, do you want some? By the full moon junction, I look and kiss, shining the roof on me. I know, easy medicine, for me, I know. Oh, I love nothing alleen. It's like verloren aan die duinen. Sy het 'n kokain oog.
En die rock 'n ster. Rian Kruiwagen wat vanoggend saam met ons gekyk het. Rian, baie dankie dat jy vanoggend by ons draai gemaak het. Baie dankie Davie. O, dis lekker om weer na Anna te kyk. Hoorie Marian, jy het nogal jou stem mooi gegooi daar, hoor. Ja. Davie praat nou van hoe groot legende jy is en jy is, maar ek wonder of jy nie miskien nog 'n groter legende kon gewees het in die rock and roll wêreld. Ja, baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. Dis regtig ons lekker. Ons wil graag vir jou hierdie 3 bottels van ons borg Spier se Cabernet Sauvignon gee om dit saam met ons te kyk. En onthou maar net om na daai hande te kyk. Ek sien op daai video net so bietjie. Baie dankie. Ek waardeer dit vreeslik baie. Baie dankie. Lekker gekuier van hierdie week en nou volgende week kuier die Suid-Afrikaanse bekendste wit vrou by ons. En dis natuurlik Evita Besuidnout. O, Tannie Evita. Ja, lekker. En ons fokus in die Vaal-driehoek in die omgewing van Sasolburg en Denysville. Van Bapetti Kotweti, wat? Ja, ek sou storie moet ken want sy het al 'n paar kookboeke uit, né? Was hy het al 'n paar keer 'n paar boeke. Ja, Kossie Sikelele, né? Kossie Sikelele was die laaste. Ja, Kossie se kos, ja. Ja, ons het nog een uit. Oef. Die kombinasie van smake is net absoluut ongelooflik. En saam met hierdie wyntjie. Maar oor. Dit is nou soet saam met die wyn wat en die kaas, neem met die kaas ook saam met dit. Slap. Maar jy het 'n bietjie van daai een en hoor hierdie is nou net werk dit. Asemrowend. Dit werk, hè? Dankie. Julle. Ja, dit is baie lekker. Ja, ek moet sê jy Dawie, partykeer mis sy en partykeer raak sy. Nee, die een het sy geraak hoor. Ek raak hom altyd. Kyk, is nie altyd dat ek met ontbyt rooiwyn kry nie, né? Ja. Nee. Dis hoe ons rol. Mens raak gewoond aan alles.